Ons is besig met 'n preekreeks oor ontwrigtende ontmoetings met Jesus, ontmoetings wat mense met Jesus gehad het, wat hulle hele lewe verander en ontwrig het. En ons is vandag by ons tweede tema oor Simon die Fariseer, wie het nou vergifnis nodig? En ons gaan saam lees uit Lukas hoofstuk 7 vanaf vers 36 tot en met vers 50. Kom ons bid saam. Here, u woord is daardie kragtige instrument om mense se lewens te verander. Maar Here, ons weet ook dat u woord en u gees dikwels te staan kom teen harte wat ergens 'n bietjie verhard het en dat u nodig het om ook die woord as 'n hamer te gebruik om harte weer oop te breek vir u woord, sodat u gees in ons lewens kan woon. Ons wil bid, Here, dat u woord kragtig ook in ons lewens sal werk. En Here, bewaar ons asseblief, verlos ons asseblief van die Satan en sy bose magte wat daarop uit is om ons lewens te verwoes. Help ons om op u gefokus te bly, want ons weet, u is die begin en volëinder van ons geloof. Daarom bid ons dit in die naam van Jesus die Here. Amen. Lukas hoofstuk 7 vanaf vers 36, een van die Fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die Fariseër ingegaan en aan tafel plek ingeneem. Nou daardie aan tafel plek ingeneem is nou nie soos dat ons op stoele gesit het nie. Hulle het letterlik langs die tafel gelê. 'n Sieke vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het gehoor dat hy in die Fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albasterflesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met reukolie gesalf. Toe die Fariseer wat hom genooi dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou hy tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê toe, 2 mense was in skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 geskuld en die ander een 50. Omdat hy niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskeld. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy, water vir my voete het jy my nie gegee nie. Maar sy, met haar trane, het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys hy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Toe sê Jesus vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was te onder mekaar sê, wie is hierdie man dat hy self sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. 'n man met die naam van Nicholas Winton het net met die aanbreek van Wêreldoorlog 2 669 kinders van die Nazis gered deur hulle in treine veilig na Engeland te stuur. En hy het vir amper 50 jaar niks daaroor gesê nie. Niemand het iets daarvan geweet nie. En in 1988 word hy toe na 'n TV-program genooi. Ek wil vir julle dit wys. Bietjie die kwaliteit is nie baie goed nie.
maar kyk gou 'n bietjie na daardie video. These children were brought over to England in 1939, that's 49 years ago, from Prague in Czechoslovakia. They were all in the gravest danger because they were Jewish, some of them orphans, their parents might have been arrested, or maybe their parents were just intellectuals or communists, the kind of people that Hitler really hated. If they hadn't been rescued and brought over to England, these children would have been killed by the Nazis. But in fact, they were saved by an English stockbroker called Nicholas Winton. In all, Nicholas Winton and the committees who helped him managed to save 664 children. This is Vera Diamant when she was 10. Now she's Vera Gissing. Until we told her this week, she had no idea that Nicholas Winton had in fact arranged her rescue. But we did find her name, Vera Diamant, as she was then, on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Hanush Schnabel. He was only 11 when he came over here. We have his passport with all the official stamps on it. I don't know if you can see. This is how he got out. Hanush's name is on Nicholas Winton's list. They call him Hans there, you see. Hanush is here tonight. So you too can thank Mr. Winton. Milena Fleischmann, she had to escape when she was 9 with her little sister. Milena is on Nicholas's list, you see her there, but she is now Lady Milena Grenfell Baines, and there she is. I wore this around my neck, and this is the actual pass that we were given to come to England, and I'm another of the children that you saved. We asked as many as possible of these grown-up children to get in touch with us, so they'd have the chance to thank Mr. Winton personally. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Mr. Winton, would you like to turn round? You'll have the chance to meet these people properly after the programme. In the meantime, Mr. Winton, on behalf of all of them, thank you very much indeed. Hy het eintlik nie net hierdie 669 lewens gered nie, maar duisende kinders en kleinkinders en generasies daarna het hy gered. En hulle kon nie genoeg vir hom dankie sê nie. En dit bring ons terug by die gedeelte van Lukas hoofstuk 7. Die ontmoeting wat Jesus met Simon die Fariseer het en dan ook die vrou met nie baie goeie reputasie wat dan ook in sy huis aankom. So, volgende is die eerste vraag, wie is hierdie Simon die Fariseer? Nou, kyk, Simon was daai Fariseer wat tipies Fariseer, kerkmens, godsdienstig, voorbeeldig. Hy het al die regte goed gedoen wat die wet van hom verwag het. Om my waarheid te sê in sy eie oë, was hy baie naby aan sondeloos. Want hy het die wet van Moses baie getrou nagekom, elke jota en titeltjie. Nou, jota titel verwys na die vokale wat later ingevoeg is by die Hebreëse teks. Hulle het net uit konsonante bestaan. Dit is so 'n kommetjie en 'n streepie, dis 'n jotaatjie en titeltjie. Die elke detail het hy nagekom. Hy was nou so, daai soort fariseer waarvan Jesus in sy gelykenis in Lukas 18 vertel van die fariseer en die tollenaar wat aan die tempel gegaan het. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, en ek gee 10de van my hele inkomste. Simon, die fariseer, het hom in hierdie verhewe kategorie bevind. En hy dink dat hy okay is vir God.
Ag, dalk hier en daar het hy 'n ou klein sonnetjie of twee, maar nou niks eintliks groots waaroor jy sou huis toe skrywe nie. Niks waarvoor hy eintlik vir God oor vergifnis hoef te vra nie. Klein genoeg om deur God oor die hoof gesien te word. En dis nou nie asof hy elke dag dit doen nie, en dat was nou tye wat hy eintlik soort van sondeloos is, tot die volgende klein sonnetjie, maar intussen is alles oukei tussen hom en God. En dan wanneer Jesus aan huis kom om by hom te kom eet, en hierdie vrou met hierdie slegte reputasie daag daarop, dan dink hy by homself, hy sê, as Jesus regtig 'n profeet was, sou hy mos geweet het van hierdie vrou en haar reputasie, en hy sou nie met haar gemeng het nie, want mense van ons stand, ons kerkmense, meng nie met sulke tipe mense nie. Hy Jesus geweeg en te lig bevind. Want hy kon nie onthou en het nie gehoor dat Jesus juis gekom het vir mense soos hierdie vrou. Dat Jesus gekom het om sondaar mense te kom red nie. Daai memo het by hom verbygegaan. En daarom Simon die groot kerkmens het nie vir Jesus nodig in sy lewe nie. Hy het nie 'n redder nodig nie, hy het nie 'n verlosser nodig nie. En daarom behandel hy Jesus eintlik soort van bietjie op 'n lae vlak. Julle weet in die antieke Ooste, Midde-Ooste, het gasvryheid daarop aangedring dat wanneer 'n gas by jou verwelkom word, dat jy die persoon se voete was, want hulle het in hierdie stofbaai geloop met hul sandale, en nou kom hulle by die huis en hulle gaan aan tafel lê. Dis hoekom hulle voete dan ook gewas word. En as deel van die gasvryheid, omdat dit 'n hoë gas is hy met 'n soengroet gegroet. En dan is daar olie op sy kop uitgegooi om bietjie af te koel vir die hitte waarin die persoon gestap het. Dit was die soort van standaard. Maar Simon het al hierdie tekens van respek oorgeslaan. Want hierdie Jesus wat hy nou genooi het, was nou nie op sy standaard van godsdienstigheid en wetsgehoorsaamheid nie. Daarom was hy nie Jesus se voete nie, groet hom nie met 'n soen nie, salf sy kop met olie nie, alles wat hy vir 'n gas met hoë aansien sou doen. Want dit was te veel gevra. Jesus is dit nie regtig werd nie. En Jesus se teenwoordigheid in sy huis, Jesus se teenwoordigheid in sy lewe, maak nie eintlik veel van 'n verskil aan Simon se lewe nie. Want hy het Jesus nie regtig nodig in sy lewe nie. Hy is heel tevrede om godsdienstig te lewe in sy sondelose toestand. En daarom laat hy nie toe dat Jesus se teenwoordigheid in sy huis, in sy lewe kom ontwrig om tot bekering te kom nie. Beeld van kerkmense. Maar tweede vraag is, wie is die vrou met hierdie reputasie? Lukas vertel ons verder van hierdie anonieme vrou, sy het nie naam nie, maar sy was heel bekend in die dorp om die verkeerde redes. Sy was heel bekend vir haar sondige lewe, heel moontlik die dorp se prostituut. Jy moet haar nou nie verwar met Maria, Lazarus se suster Martha Maria, daai Maria, wat ook op 'n stadium Jesus se voete gesalf het in Johannes 12 nie. Hierdie is 'n anonieme vrou met 'n baie sondige verlede. En baie kommentare lei af dat die manier wat Jesus nou met haar gesels het en gepraat het toe sy daar in huis kom, dat hulle baie eintlik al voorheen gekruis het. En dat by daardie geleentheid Jesus in haar lewe gekom het en vir haar gesê het, ook jou sondes is
vergewe. En juis omdat sy geweet het hoe groot haar sondes was, en juis omdat sy geweet het hoe geweldig groot God se vergifnis was, kon sy liefde vir hom bewys op die manier wat sy dit gedoen het. Sy het haar dankbaarheid op die mees praktiese manier wat sy kon indink aan Jesus kom bewys. Sy kom en sy vereer hom met haar optrede. Sy was sy voete met haar trane. Sy soen sy voete en sy saag dit met reukolie, soos wat 'n mens aan 'n eregas doen. Want hierdie vrou het iets verstaan wat die Heidelbergse Katekismus 1500 jaar later, heel wat later, saamvat in vraag 2 as hy sê, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troostsalig te kan lewe en sterwe? Dan die antwoord, 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En derde, hoe ek God vir so verlossing dankbaar moet wees. Sy het iets daarvan alreeds gesnap. Jesus het nie Simon die Fariseer se lewe ontwrig nie. Hy was eintlik soort van immuun teen Jesus se teenwoordigheid. Maar Jesus het hierdie vrou se lewe kon ontwrig toe hy in haar lewe ingekom het. Hy kom en hy herskep haar lewe, hy gee vir haar 'n nuwe lewe, hy gee vir haar 'n nuwe toekoms. Terwyl Simon gaan voort. En weet julle, die mense wat die moeilikste tot bekering kom, is gewoonlik kerkmense. Maar dit bring ons by die derde vraag. Dis dalk die moeilikste vraag. Eers was dit, wie is Simon? Wie is hierdie vrou? Maar wie is ek? Dit is ons 'n bietjie moeilik om in die spieël te kyk en te vra, wie is ek? Want as ons vanoggend eerlik met onsself sou wees, dan moet ons erken, daar is iets van Simon die Fariseer in elkeen van ons. Dat ons ook baie keer dink, weet jy wat, ons is nou nie so groot sondaar soos hierdie vrou nie. En die van julle wat gister by Okkie was, en van sy verlede vertel het, kon sê, weet jy wat, ek was ook nie so 'n groot sondaar soos wat Okkie in sy verlede was nie. Ons doen nou nie eintlik sulke groot sondes nie. Want in ons koppe maak ons ergens 'n bietjie onderskeid tussen groot sondes en klein ou sonnetjies. En ons maak hierdie onderskeid eintlik om bietjie ons gewete te kan sis. Ons is daarom nie soos die mense wat seksueel losbandig leef nie. Ons is nie soos daai mense wat in die donker bordele besoek of egbreek pleeg nie. Ons het niemand vermoor nie. Ons steel nie geld soos die korrupte regeringsamptenare nie. Ons beoefen ook nie witchcraft nie. Ons kom getrou kerk toe, ons bid wanneer dit nodig is, af en toe lees ons die Bybel, eintlik is ons goeie kerklidmate. En wanneer dit by die 10 gebooie kom, val baie naby aan 10 uit 10, dat ek hierdie gebooie hou. Ek doen nie eintlik die soort van sondes waarvoor Jesus aan die kruis moes sterf nie. En hierdie ou klein sonnetjies kan jy mens amper nie sonde noem nie. Kyk, dit is
Dis iets wat mense oor die algemeen doen. Ek weet nie of jy dit as sonde kan beskryf nie, so reken ons. En ons dink ook dat God beskou dit waarskynlik ook nie in so 'n ernstige lig nie. Ek bedoel, moes Jesus regtig daarvoor sterf? Ek dink nie God het dit op Jesus se lysie geskryf nie. Jy weet, goedertjies soos 'n onskuldige kinderstories wat ander persoon se karakter afbreek. Klein sonnetjie. 'n Kwaad praat van 'n persoon om 'n persoon in 'n verkeerde lig te stel. Almal doen dit, klein sonnetjie. Daardie risie wat met woedebuie gepaard gaan omdat iemand jou kwaad gemaak het en jy voel dat persoon verdien het. Dit is so erg nie, nee. Daardie liefdelose afjakke, onvriendelike opmerkings met klein steekies wat seermaak. Ek dink nie God beskou dit in so ernstige lig nie. Vyandigheid, risie, jaloesie, verdeeldheid, partyskappe, afguns, wraak, baie keer op baie subtiele maniere, onvergewensgesindheid. Is dit regtig so erg? Dis alles waarvan Galasiërs 5 vers 19 tot 20 praat. As deel van die sondige natuur se optrede. Dis baie keer hierdie sogenaamde klein sonnetjies wat die grootste verwoestende effek op mense se lewens het. En daarom kom Jakobus in Jakobus 2 vers 5 tot 7 en hy praat byvoorbeeld oor die verwoestende effek wat die tong op mense het. Hy sê die tong is 'n klein vuurtjie. Die tong, 'n klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf. Dit kan jou hele lewe in vlamme laat opgaan, want die duiwel steek dit aan. Geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbeheerbare kwaad, vol dodelike gif. Boodskap vertaling. Dit wat ons klein ou sonnetjies beskou, is hierdie dodelike gif, 'n vuurtjie wat 'n hele bos aan die brand, die hele woud aan die brand kan steek. En die van julle wat nog nooit naby so 'n vuur was, sal nie die effek hiervan kan besef nie. Want baie groot sondes begin baie keer as hierdie klein sonnetjie wat eenvoudig groei en nie gestop kan word nie. Iets soos byvoorbeeld bitterheid. Bitterheid begin omdat iemand jou ergens iets aangedoen het waaroor jy nie lekker voel nie, en hoe meer jy daaroor top en dit in jou gedagtes broei en jou hart bære, hoe meer vergiftig dit jou hart en verhard dit jou hart. En maak dat jy al hoe meer onvergewensgesind word en dat jy later draai om daai persoon loop en later begin om daardie persoon sleg te sê en 'n slegte lig te stel uit wraak omdat hierdie persoon jou vrede gesteel het. Maar dit begin by daai klein gedeeltetjie wat jy nie lekker gevoel het oor die opmerking wat 'n persoon gemaak nie. Baie Christene val nie deur een groot sonde nie, maar hulle dryf baie keer stadig weg van God af deur baie klein sonnetjies. En dan kom God en hy sê in Jesaja 59 vers 2, dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het. God kom in sy woord en hy sê die volgende. Hy sê daar is geen ding soos groot of klein stondetjies nie. Geen onderskeid. My pa het altyd gesê, of jy in 6 duim water verdrink of in 6 voet water verdrink, jy verdrink, as jy verdrink. Alle sondes, hoe groot of hoe klein ook al, maak ons skuldig voor God. Jakobus 2 vers 10 sê, wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel,
is skuldig aan alles, aan almal. En daarom moes Jesus vir alle sondes sterf. Daar was geen sonde wat God op die ouen gesê het, okay, Jesus, jy word kwyt geskeld van hierdie sonnetjie, en jy word kwyt geskeld van hierdie sonnetjie, en hierdie sonnetjie was nie so erg nie, ek gaan jou nie daarvoor straf nie. Jesus moes vir alle sondes sterf, selfs hierdie klein sonnetjies. Om my waar te sê, hierdie wat ons dink, hierdie klein sonnetjies, is so erg in God se oë, dat diegene wat daarin volhard sê, Galasiërs 5 vers 21, sê Paulus skerp, hy sê ek herhaal my vroeë waarskuwing oor hierdie dinge. Wie sulke dinge doen, sal nie as erfgenaam deel hê aan God se konings heerskappy nie. Hy sê as jy bly dink, hierdie is maar klein sonnetjies wat God deur die vingers sien. God kyk anders daarna. As jy nie 'n sonde besef het nie, as jy nie weet hoe groot jou sonde en ellende is nie, sal jy ook nie na God toe gaan om vergifnis vra nie. As jy nie weet hoe groot jou sonde en ellende is nie, sal jy ook nie na God toe gaan om vergifnis vra nie. En dan sal jy ook nie dankbaar wees vir die verlossing wat Jesus aan die kruis bewerk het nie, omdat jy nie die omvang van jou sondes sien en beleef nie. En dit plaas jou en my dan in Simon die Fariseer se skoene. Dis eers wanneer ek en jy regtig besef hoe groot ons klein sonnetjies selfs is. En dat dit Jesus se dood gekos het om my en jou weer in die regte verhouding met God te bring. Dat jy regtig vir God uit dankbaarheid sal lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou verstand. Soos hierdie vrou met haar slegte reputasie. Dankbaarheid kan net kom uit 'n hart wat besef wat dit God gekos het om my en jou met hom te versoen. Die goeie nuus is, en dis wat ook hier gister vir ons gebring het, die goeie nuus. Geen sonde is te groot. Geen sondaar is te ver heen om gered te word nie. Jy kan maar hierdie vrou met die slegte reputasie gaan vra. Jy kan maar vir Rokkie Fourie gaan vra het. Geen sonde. Geen sondaar is te ver heen om nie deur God gered te word nie. Jesus het vir jou en vir my lief genoeg gehad dat hy vir jou en my en ons ou sonnetjies met sy lewe betaal het aan die kruis. Elke sonnetjie, elke sonde waarmee ek en jy gebore is, ons erfsonde. Daardie sondige groef wat ons oorgeerf het van die voorgeslagte, wat ons doen, maar dit is hoe ons het nog altyd gedoen het en in sonde voortgeleef het. Daai wat ons so vasbind aan die verlede, Jesus het daarvoor gesterf en betaal. En elke sonnetjie wat ek en jy tot op hierdie oomblik doen, dalk ons ongeërgdheid oor die sondetjies, hardvochtigheid, brokke, onvergewensgesindheid, waar ons vasklou en wegsteek diep in ons harte. Jesus het daarvoor met sy lewe betaal. En die goeie nuus is, selfs die sondes wat ek en jy nog tot die dag van ons dood gaan doen, het Jesus volledig met sy lewe voor betaal. Jesus is die doodstraf opgelê
vir daai ou klein sonnetjies waarin ons dikwels vasklou. So lief het God vir my en jou. So lief. Dis mense wat weet hoeveel hulle vergewe is, wat Jesus die liefste het uit dankbaarheid. En dit bring ons by die vraag, glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy dat Jesus vir jou so lief het, dat hy bereid was om al jou sondes op hom te neem, sodat ek en jy vrygespreek kan wees? Jesus sê vir hierdie vrou, hierdie slegte reputasie, jou sondes is vergewe, verwysende waarskynlik na 'n gesprek wat al reeds gehad het, jou sondes is vergewe. En dan sê hy vir haar, jou geloof, die feit dat jy dit glo, het jou gered. Gaan in vrede. Glo jy dit? Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook met sy vrede. Want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.